Volgende lees hy uit die boek Ester. Die boek Ester vertel dat die Purimfees ontstaan het ter herdenking aan die behoud van die Jode in die Persiese Ryk nadat daar beplan was om hulle uit te roei. Koningin Vashti weier om koning Ahasveros se versoek. Dit is hoe die opskrif is van hoofstuk 1 by vers 1. Die boek Ester. Dit was in die tyd van Ahasveros. Hy het geregeer oor 'n ryk van 127 provinsies wat gestrek het van Indië af tot by kus. In die tyd toe sy troon in die vestingstad Susan was in die 3de jaar van sy regering het hy 'n onthaal gegee vir al sy hoë amptenare en ander in sy diens. Die leeroffisiere van Persië en Medië, die vername mense en die hoë amptenare van die provinsies was hier teenwoordig. By die geleentheid het die koning al die rykdom waarmee sy koninkryk kon spog al die pragt en praal daarvan 180 dae lank vertoon. Daarna het die koning almal in die stad Susan groot en klein 'n week lank in die paleistuin onthaal. Daar het wit en bloedrooi linne doeke gehang wat met pers en toue vas was aan silwerringe, aan marmer, pilare. Verder was daar silwer en goue rusbanke op die plaveisel van 4 soorte kosbare klip. Wyn is bedien in goue bekers van verskillende ontwerpe en daar was 'n oorvloed koninklike wyn soos 'n mens van 'n koning kon verwag. Op bevel van die koning is niemand gedwing om te drink nie. Hy het al sy paleis bediendes beveel om na elkeen se wens te handel. Koningin Vashti het intussen ook al die vrouens onthaal in die paleis van koning Ahasveros. Op die 7de dag, toe die koning baie vrolik was met die wyn, het hy 7 paleisbeamptes geroep: Meham, Bishita, Karbona, Bigta, Abagta, Setar en Karkas. Hy het hulle beveel om koningin Vashti, wat met haar kroon op, na hom toe te laat kom, sodat hy vir al die mense, die hoë amptenare, kon wys hoe mooi sy vrou is. Sy was 'n baie mooi vrou. Koningin Vashti het egter geweier om te kom soos die koning haar deur die paleisbeamptes beveel het. Toe het die koning baie kwaad geword. Hy was woedend en het raad gevra by sy adviseurs wat geweet het hoe en wanneer om op te tree, wanneer het gebruiklik was dat die koning die kenners van die reg en wet sou raadpleeg. Karsena, Setar, Admata, Tarsus, Meres, Marsena, Memucan was by die koning. Hulle was die 7 hoofamptenare van Persië en Medië wat direkte toegang tot die koning gehad het en die hoogste poste in die koninkryk bekleed het. Hy vra hulle toe: wat moet volgens wet gedoen word met die koningin Vashti wat nie gehoorsaam was aan die bevel van die koning deur sy paleisbeamptes nie? Toe sê Memucan vir die koning en die hoë amptenare: koningin Vashti het nie net teen die koning verkeerd opgetree nie, maar ook teen al die hoë amptenare en al die mense en al die provinsies van die koning. Haar optrede sal bekend word by al die vrouens en sal daartoe lei dat hulle geen ontzag meer vir hulle mans het nie. Hulle sal sê: koning Ahasveros het beveel dat koningin Vashti voor hom moet verskyn, maar sy het nie gekom nie. Die vooraanstaande vrouens van Persië en Medië wat van die koningin se optrede gehoor het, sal dit vandag nog aan hulle mans vertel en hulle met minagting behandel. Dit sal die mans woedend maak. As u dit goed vind, vaardig 'n koninklike bevel uit en laat geskryf word in die wette van Persië en Medië, wat nie herroep kan word nie, dat Vashti nie meer voor koning Ahasveros mag verskyn nie, en dat hy as koningin vervang met iemand wat haar beter gedra as sy. As die bevel wat die koning uitvaardig bekend word oor sy uitgestrekte koninkryk, sal elke vrou, 'n man, belangrik of onbelangrik, met eerbied behandel. Die koning en sy hoë amptenare het hierdie voorstel goed gevind en die koning het gedoen wat Memucan gesê het
en briewe gestuur na al die provinsies, na elke provinsie in sy eie skrif en na elke volk in sy eie taal. Hierin het gestaan dat elke man baas moet wees in sy eie huis en moet optree volgens die gebruik van sy volk. Nader my God by U, nader tot my, net U genade Heer, maak sondaars vry. Dan sal my lief steeds bly nader my God by U, nader my God by U, steeds nader. Nader my God by U, nader tot my, laat al my paaie Heer na U voete lei. Dan sal my lief steeds bly nader my God by U, nader my God by U, steeds nader. Dan sal my lief steeds bly nader my God by U, nader my God by U, steeds nader. Nader my God by U, steeds nader. Ester hoofstuk 2 vanaf vers 1. Ester word koningin. Later toe die woede van koning Ahasveros bedaar het, het hy nog altyd aan Vashti gedink en aan wat sy gedoen het en wat oor haar besluit is. Toe sê die amptenare wat in die koning se persoonlike diens was, die koning moet vir hom mooi meisies laat soek. Hy moet amptenare aanstel in al die provinsies van die koninkryk sodat hulle al die mooi meisies by mekaar kan laat kom in die vestingstad Susan in die vroukwartiere onder die sorg van Hegai, die paleisbeampte wat oor die koning se vrou toesig hou. Hulle moet skoonheidsbehandeling ontvang. Die meisie van wie die koning die meeste hou, moet in die plek van Vashti koningin word. Die koning het 'n goeie voorstel gevind en so gemaak. In die stad Susan was daar 'n Jood met die naam Mordegai. Hy was uit die stam Benjamin en was 'n seun van Jair, seun van Simir, seun van Kis. Hy was onder die bouwlinge wat saam met koning Jojagin van Juda uit Jerusalem weggevoer is deur koning Nebukadneser van Babel. Mordegai het as voog opgetree vir Hadassa, dit is Ester, die dogter van sy oom, want sy was 'n weeskind. Die meisie was mooi, sy was baie mooi. Na die dood van haar pa en ma het Mordegai haar as dogter aangeneem. Toe die besluit
en bevel van koning bekend gemaak is, het 'n groot aantal meisies in die stad Susan bymekaar gebring, onder die sorg van Hegai. Ester is ook na die paleis van die koning toegeneem, onder die sorg van Hegai wat die koning se vrouens toesig gehou het. Die meisie was vir hom baie mooi en hy het van haar gehou. Hy het haar dadelik die nodige skoonheidsbehandeling gegee en haar die regte dieet laat volg. Ook het hy die 7 bestes van die paleis se kamerpersoneel tot haar beskikking gestel en haar kamerpersoneel na die beste deel van die vroukwartiere verskuif. Ester het egter nie haar volksverband en afkoms bekend gemaak nie, want Mordegai het haar belet om dit te doen. Mordegai het elke dag voor die voorhof van die vroukwartiere heen en weer geloop om agter te kom hoe dit met Ester gaan en wat met haar gaan gebeur. Die skoonheidsbehandeling waarin die meisies hulle elke dag moes onderwerp het 12 maande lank geduur. Die behandeling met mirreolie 6 maande en met lekker ryk vrye en ander skoonheidsmiddels 6 maande. Daarna het elke meisie 'n beurt gekry om na koning Ahasveros toe te gaan. Wanneer sy die vroukwartiere na die koning se paleis toe gaan, kon elke meisie alles saamvat wat sy wou. Sy het in die aand in die paleis ingegaan en in die oggend na die tweede stel vroukwartiere toe onder sorg van Saagas, paleisbeampte wat oor die koning se byvrouens toesig gehou het. Sy kon nie weer na die koning toe gaan nie, behalwe as hy baie van haar gehou het en sy geroep word. Ester was die dogter van Abigail, 'n oom van Mordegai wat haar as sy dogter aangeneem het. Toe haar beurt kom om na die koning toe te gaan, het sy niks meer gevra as wat Hegai, die paleisbeampte wat oor die koning se vrouens toesig gehou het, vir haar aanbeveel het nie. Sy het 'n goeie indruk gemaak op almal wat haar gesien het. Ester is na die koning Ahasveros toe in die paleis geneem in die 10de maand, die maand Tebet, die 7de regeringsjaar van die koning. Die koning het meer van Ester gehou as van enigeen van die ander vrouens en hy was meer in sy skik met haar as met enige ander jong meisie. Hy het toe die kroon op haar kop gesit en haar koningin gemaak in die plek van Vashti. Die koning het toe 'n groot onthaal gegee vir al sy hoë amptenare en almal wat in sy diens was, 'n onthaal ter ere van Ester. Hy het die verpligtinge van sy onderdane in al die provinsies verminder en geskenke uitgedeel met koninklike vrygewigheid. Mordegai red die koning se lewe, vers 19. In die tyd toe die jong meisies daar by mekaar was, het nog iets gebeur. Mordegai het in die poort van die koning se paleis gesit en Ester het in die stadium nog nie haar afkoms en haar volksverband bekend gemaak nie soos Mordegai haar beveel het. Sy het Mordegai se opdrag uitgevoer soos sy nog onder sy sorg was. In die tyd terwyl Mordegai in die poort van die paleis gesit het, het Bigtan en Teres, 2 paleisbeamptes van die koning wat poortwagte was, verbitter geraak en saamgesweer om koning Ahasveros te vermoor. Mordegai het dit te wete gekom en dit aan die koningin Ester meegedeel. Ester het dit toe namens Mordegai aan die koning vertel. Die hele saak is ondersoek en die berig is waar bevind en die 2 manne is aan die galg opgehang. Hierdie gebeurtenis is in die annale opgeteken in die teenwoordigheid van die koning. Hierdie aangrypende geskiedenis uit Ester hoofstuk 1 en hoofstuk 2. Ons het gelees in die 83 vertaling en dit sluit aan by die praatjies van Dr. Rudy van der Spy, wat met ons praat oor die ontstaan van die Purimfees en ook Ester. Hierdie gedeelte dan, Ester hoofstuk 1 en 2 in die 83 vertaling.